vanmorgen om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Die is allemaal baie welkom vanmorgen, juist van die Here. Ek glo jy voel welkom vanmorgen. In God se teenwoordigheid. Prys sy heilige naam. Halleluja. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg om te kan weet dat ons is nie vanmorgen by 'n dooie byeenkoms nie. Maar ons is vanmorgen by mekaar waar God, halleluja, sy krag kan oplig. En waar die Here homself kragdadig aan ons kan openbaar, prys die Here. Weet jy, ons lewe vandag in die tyd waar God hom wil openbaar. Lewe in die tyd waar God hom wil bemoei met jou en met my, is dit waar? Prys die Here, en daarom sê ons vanmorgen baie dankie. Sonja, kom voor en toe, prys die Here. Staan nie voor ons hier die diens open. Geen net haar vrou om die microfoontjie. Amen. Ek staan vanmorgen met 'n baie dankbare hartie. Jy weet, dit is plus minus 'n jaar terug wat ek gediagnoseer is met borskanker. En dit het my geruk. Ons as huisgesin het dit baie swaar gevat. En ek sit een oggend in 'n diens en ek sê, Here, praat vanmorgen met my, maar nou is ek nog as mens, ek stel 'n ultimatum vir God. Wie is ek? Ek sê, Here, as jy nie vanoggend met my praat nie, gaan ek opstaan en ek gaan nie terugkom nie. En die profesie kom uit en die profesie kom uit. En niks vir my nie. En pastoor op die laaste staan voor op die preekstoel en hy draai en hy sê, Sonja Prins, die Here sê vanmorgen vir jou, sit jou vertroue in my. Ek gaan vir jou deurdra, maar jy gaan 'n getuie wees vir my. En ek sak daar in mekaar, ek kan nie glo die Here het my raak gesien. Jy weet, na 'n jaar het ek Woensdag gehoor, ek is kankervry. Verslaafde aan wat ook al, maak nie met God saak nie, aan wat my omstandighede jy ook vanmorgen vastgevang is, en wat 'n gevangenskap jy ook vanmorgen, God maak vry, hy breek bande, hy breek boeie, hy breek halleluja. Die kerk moet jy vanmorgen weet. Toe Jezus vir die Vader sê, ek is bereid om te gaan na die aarde toe. Weet jy wat moes gebeur? Hy moes eers doderyk toe. Om te gaan terugvat wat Satan gesteel het. En toe staan hy op. En hy bring vir ons lewe. En ek dank God vanmorgen, broer en suster, die duivel het vanmorgen geen macht en geen autoriteit nie. Hy het niks vanmorgen nie. Want weet jy wat? Sy macht is hom ontneem. Hy het geen macht nie. Sy macht is hom ontneem. Prys die Here. En weet jy al weet God macht gegee aan jou en my. Hy het jou autoriteit gegee. Hy het jou vermoëns gegee oor al die macht van die duivel. Prys die Here. En al mag wat die duivel het, hy moet hoor, al mag wat hy het, is dit wat jy en ek omgee. Amen. Verder is hy niks. Hy is vanmorgen niks. Prys die Here. Mag die Here u vanmorgen ryklik seën. Mag hy vanmorgen u vrylating gee. As jy vanmorgen gevangene is, dan sê ek vir jou, jy het by die regte plek uitgekom. As jy vanmorgen 'n krank is, het jy by die regte hospitaal uitgekom. As jy vanmorgen finansiëel onderdruk is, het jy by die regte bankier uitgekom. As jy vanmorgen vastgevang is in 'n gevangenskap, dan wil ek vanmorgen vir jou sê, jy het by die regte regsman uitgekom vanmorgen. Hy is hier om vanmorgen aan jou behoeftes en jou nood te kon voorsien. Prys die Here. Ons gaan hierdie diens opdra na die troon van die Here. Ek dank God vir dit wat hy vir Sonja gedoen het. Hy kom toe die lof, die eer en aanbidding. Prys sy naam. Ons wil net herinner van die 10 September, die golfdag. Almal wat betrokke is, intensief by hierdie geleentheid net na die diens agterbly asseblief. Ek dank ook jeugkonferensie volgende naweek. Dan sal die jong mense hier wees nie.
maanblaadjies agter mense kan vat. Baie dankie ook vir die pragtige maanblaadjie wat deur Lenet en Elise opgestel word. Mag die Here julle seën die rakenwerk. Ek dink dis pragtig. Mag die Here julle ryk gesins. Baie werk het muziek in sit. Baie dankie. So moenie net een van die lees hom op asseblief tog. Baie dankie. En dan konferensie 4de tot die 12de Oktober is die Here spaar die 4de die Saterdag aand bedien ek in Pretoria by die konferensie. So daai môre 10:00 is dit triomfloop wat trekklaviere strate gaan inmarseer. Reeds 600 mense by daai tyd is ek al baie meer by hierdie geleentheid of vandag wat daai dag gaan saam triomfeer en loop strate, sing tot eer van die Here, kry 'n hoedjie, kry ook nadat 'n lekker bordjie potjie kos teen R30. Jy moet so vinnig as moontlik by my bespreek, dan die geld nie so gou as moontlik by my kry die R30 en dan bespreek ons ook vir u dat u gaan lekker saamloop. Dan is u ook sommer lekker reg vir die ding ingeoefen die môre, lekker geëet, magies vol. Dan as u ook sommer daar Saterdag aand om my 'n bietjie te bekka en my te ondersteun, prys die Here. So ons kyk uit na 'n wonderlike tyd. Die 6 September, die streeks naweek, die volgende naweek wat ek in Kerkwart werk sou bedien, is afgestel in Boksburg. So tot volgende kennisgewing. So daar gaan nie 6 September saamtrek dan wees, streek saamtrek wees dan in Kerkwart werk Boksburg nie. Prys die Here. Ons dink ook aan hulle wat verjaar vandag, Benny 37 verjaar vandag. Jonathan Ninneman verjaar môre die 1 September en dan ook Wayne en Marita Ninneman se huweliksherdenking môre. Bid ook dat die Here vir hulle sal seën en sal deurdra. Is daar enige versoek wat ons vanmôre kan opdra? Hande wat opgaan? Groei dankbare harte. Prys die Here, ons is vanmôre so baie om voor dankbaar te wees. Ons gaan vir broer Willem vra vir ons te open met gebed. Prys die Here. Halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg is dit hier vanmôre. Dankie Here. So jy kan inbeweeg. Ek kan gewaar dat die soetheid is. Is ook so in ons manne vanmôre, Here, terwyl ek so klaar maak. En ek besef dit is maar donker in die wêreld daar buitekant. Een ding weet ek, Here, daarvoor ons vanmôre is om te weet dat hier is vanmôre 'n lig waarna ons opkom. Waarna ons elke ou probleem, ons elke ou las, Here, by u voete kan kom neer. Hoe lieflik is dit nie in u teenwoordigheid. Yes, mighty God. Hoe lieflik is dit nie om u te kan dien vanmôre nie. Halleluja. Net op dit, Vader, dat u besonder sal kom ontmoet met ons vanmôre. Elkeen wat hierin beweeg het, Vader, wil ek so bid dat u hom of haar sal kom vul. Here, na hom of haar behoefte vanmôre, of verlange vanmôre, wat een ding weet is, hier is 'n verlange. Yes, mighty God, Jesus. Wow, meester, en daarom wil ek vir u baie dankie. Ek weet, Here, dat u is die groot geneesheer. Amen. Alle tye vanmôre. Amen. Ek weet, Here, dat u wil ook vanmôre aanraak. U wil ook vanmôre, Vader, 'n bietjie by elkeen kom vertoon vir ja. Wow, net vir die baie dankie. Sy reeds vir die wat al gesond gemaak het. Alreeds vir die, Here, wat u aan die geraak en versterk het. Maar ek wil bid, Vader, dat u die diens sal bestaan. Amen. Samen zijn vanmorgen. Dankie, Here. Dat u naam sal verheerlik word. Of dit hier 'n getuienis is. Of dit hier 'n lofsang is. Of dit hier 'n lied in die hart is vanmorgen. Dankie, Vader. Een ding wat ek weet is, Vader, dat ons wil vir u sê baie dankie dat u ons eerste lief het. Daarom kan ons sê ons is lief vir u. Daarom ons vra, Here, kom seën aan die musikante. Seën die woord, seën die gesalfde. Dankie, Here. Dankie, Here. Ons dat so aan deur u woord vanmôre. Amen. Here, dankie dat ons nou u naam kan vier. Die mooi naam. Amen. 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 Prys die Here. Amen. Amen. Prys die Here. Ons gaan lekker saam sing die eerste ou koortjie. I'm under the rock. And the rock is higher than I.
En hij rol het en die zeer. I roll it
ek sien nou, ek het amper, stel nou koortjies hier, volgende en hy neem my sonde weg, prys die Here, dit sal beteken dat die Here vir jou vanmorgen wil sien, jou laste en jou sonde, hy wil het vanmorgen van jou wegneem, kom ons saam. Baie dankie broer, suster. U kan die sitplekke neem. Prys sy naam. Amen. Amen. Ek dank die Here vanmorgen vir hierdie wonderlike voorreg wat u en ek het vanmorgen om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. En dan ook vanmorgen te kan weet dat die Here wil met u en met my ontmoet. Broer en suster, ek het vanmorgen vir u 'n woord wat die Here op my hart gelê het. En ek gaan die woord van die Here vanmorgen bring soos ek dit ontvang het. En ek praat graag met u oor die tema van my boodskap. Die sleutel na geestelik herlewing. Die tyd waarin ons lewe vandag soek die kerk herlewing. Maar ek wil nie vanmorgen verseker herlewing gaan nie die kerk uitbreek nie. Herlewing moet by jou uitbreek. Amen. En die oomblik van 'n herlewing by jou uitbreek, dan is die kerk in herlewing. Amen. Daar is vanmorgen 'n groot bekommernis in my hart, ons sing die liedjie. Steek af na wat dieptes is. Sy uit na die goddelike see. Daar was dit uit.
'n mens wonder vanmôre, maar my God, waar is die dieptes? Hoe kom ek nie in die volheid uit van dit wat God vir my instoor het nie? Die probleem vanmôre is dat die kerk, as ek praat van die kerk, dan praat ek van individu. Is nie vanmôre bereid om die vlakke kus te verlaat nie. Is nie bereid vanmôre om uit te vaar na die dieptes. Want weet jy, wanneer jy by die dieptes kom, kan jy nie meer op jouself staat maak nie. Dan is jy afhanklik van God. Amen. En weet jy, wanneer jy in die dieptes uitkom en daar eise gestel word en verwagtinge, weet jy, van die kerk wanneer dit aanvaarbaar en aangenaam is. As wanneer die eise is dinge wat ek nog bereid is om te doen. Maar wanneer God kom en hy vra opoffering, en God vra jou finansies, en God vra jou toewyding, dan raak dit vir my 'n ander evangelie, want ek wil self besluit. Jy is vanmôre bekommerd, hoekom is so baie mense nie in hierdie kerk nie? Broers en susters, ek wil vir julle sê, die tyd om mense te pamperlam, iets God. You have to serve God. Nie aanbid nie vanmôre mens nie, nie aanbid nie vanmôre my nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek weet God gaan 'n nuwe kerk optel. Amen. Ek is nie in die pamperlam evangelie nie hoor. Ek dien God. Amen. En as jy by God uitgekom het, dan het jy saam aan met God. En die Here het my 'n woord gegee. Wat ek vanmôre gaan bring, soos wat hy het my gegee. En broers, het ek wil vir julle sê vanmôre dat die oomblik wanneer mense nie tevrede is nie, omdat hulle nog mensgesentreerd is, en hulle like jou nie, of hulle hou nie van jou styl nie, die eerste wat hulle doen, hulle hou hulle tiende terug. En hulle dink hulle benadeel die pastoor. Die benadeel nie my nie. God is goed, hy sien vir my. Amen. Jy moet een en baie mooi verstaan, ek gaan so 'n bietjie aanhaal, maar ek gaan nog vorentoe daaroor praat. Dat jy besluit vanmôre self oor die sambreel waaronder jy wil staan. En daar's nie twee sambrele in jou lewe. Dis 'n vloeksambreel en dis 'n seënsambreel. Lees Maleagi 3 en God sê, waarin beroof julle my? Julle beroof my in die tiendes en in julle offergawes. Hy sê, en onder die vloek staan hy. As jy God beroof van tiendes, staan jy onder die sambreel van vloek. En geen kerk, geen prediker, geen evangelis kan vir jou 'n blessing gee nie. Want God het jou vervloek. Want as God vloek, wie kan seën? Amen. Verstaan jy die woord so? En die oomblik wanneer jy besluit dat jy wil gehoorsaam wees, want jy's in die diep waters, jy het uitgeseil, uitgevaar na die dieptes toe, dan kom jy onder die bril van God se seëninge. En hy sê, kyk of ek nie die seëninge van die hemele oorvloedig oor jou uitgeet nie. So jy beperk nie die pastoor nie, vir my gaan jy nooit beperk oor hierdie ouetjie. He's on fire. He's on fire. En God voorsien vir my. Amen. Maar wat ek eintlik vanmôre, wanneer jy oor hierdie goed praat, ek gaan die boodskap nou verstaan wat ek vir u gaan bring. Wanneer ek oor hierdie goed praat, dan wil die mense dit die bo beredeneer. Want jy sien dat dit nog nie 'n hartsaak geword nie. Wat gedryf is deur die Gees van God. En die groot ding is eintlik, jy benadeel nie die pastoor, die kerk of wat organisasie ook al, jy benadeel jouself. Dis God se woord, dis nie kerk beleid, dis nie kerk. Ek praat oor eintlik, as dit 'n probleem, ek moet daar eintlik daaroor praat, want ek vat eintlik jou seun van jou af. Nou jy moet baie duidelik gaan lees. Dit is ook nie wettiese instelling nie, maar gesien ek het voor die tyd van die wet, het hy nie betaal. En die Here Jesus kom en sê, ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar te vervul. Nou lees jy Maleagi 3, vers 9. En hy sê, hy wat dit nie doen nie,
met die vloek as jy belaai? Watter seën kan ek van God ontvang? En wat kan ek van God verwag as hy jou dan met die vloek belaai? Verstaan jy wat ek sê? Verstaan jy wat ek sê? Nou sê vers 10, maar hy wat gehoorsaam is, sal onder die blessings van God uitkom. Kom, ek bring die woord soos die Here op my hart gelê. Ek sê ek herlewingsprediker, herlewingsevangelis. Maar weet jy, as jy kan herlewing preek soos jy wil, maar as jy nie by die waarheid uitkom nie, gaan jy jou doel mis. Die sleutel na geestelike herlewing. Wie vanmôre verlang na geestelike herlewing? Ek wil vir julle sê, ek het 'n verlange in my hart na die uitbreking van herlewing. En wanneer jy in die kerk kom, so stay op aan vanmôre, en jy sien mense kom en gaan en maak soos hulle wil, en jy wonder, Here, hoekom? En jy wil net teleurstelling. Of jy wil net moedeloos in jou binneste, daar's die woord. Jy wil net moedeloos in jou binneste loslaat. Dan sê die Here net keep on. Maar ek gaan vanmôre vir hulle wat sê Openbaring 2. Openbaring 3, nadat God praat met die 7 gemeentes van Asië. En Johannes hier by van Patmos, en hy sê, dit wat jy sien, skryf neer. En stuur aan die 7 gemeentes wat in Asië is. En na elke boodskap wat hy stuur, of het goed of het bestralend is, sê hy wat ek oor het om te hoor. Laat hom hoor. Nou ek wil vanmôre vir u sê, ek is nou nie Johannes, en ek is nie Paulus, en ek is nie die geliefde apostel Johannes nie, ek is van die klasse. En ek wil vanmôre vir u sê, ek is gestuur, ek is 'n gesant, ek is 'n afvaardiger van God. Ek is 'n boodskapdraer, ek is 'n posbode, en ek wil vanmôre vir jou sê, dit wat jy hoor, as jy dit glo en ontvang, en jy gaan dit hard toevat, sal jy sien. Ek wil sê Openbaring 2, as jy oor het om te hoor, dat jy vanmôre hoor dat die Gees van God aan jou wil tuisbring. Kom ons lees Matteus 13. Dank die Here, is nie my evangelie nie. Dis die evangelie van Jesus Christus. Matteus 13, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 9. Ons kyk hier na die gelykenis van die saaier. Moet baie mooi hoor wat die Here vanmôre vir u sê. En daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in 'n skei geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenis tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad. En die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel het in goeie grond geval en die vrug opgelewer. Die 100, die 60 en die ander 30voudig. Nou kom hy ook hier in Matteus weer oor het om te hoor. Laat hom hoor. Kom ons lees dan af vanaf vers 18. Hier is die uitleg van hierdie gelykenis. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en room wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking kom en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die
woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. En by wie op goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, dit is hy wat die woord verstaan en wat dan ook vrug dra. Die een 100, die ander 60 en die ander 30-voudig. Tot sover die woord. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vanmôre vir die woord. Ek wil dan nou die bloed van u pleit oor hierdie vergadering. Amen. Ek wil nou elke gedagte bind in die naam van Jesus. Here, want ek besef dat die bose die duiwel kom nou en hy staan gereed om hierdie saad uit die verstand uit te pik. Amen. Hierdie woord wat nou gesaai word om het te steel. Maar ek vra julle dat die woord nie net bo vaslaan, maar dat dit sal indring tot in die hart. En verder. Bereik die God dat ek dit doen, en Here dat hierdie nou weerstand in die vergadering sal wees nie. Maar ek bid vir vryheid. Ek bid vir manne en vroue wat aanneembaar is vir die woord, wat ontvanklik is, wat nie nou met 'n rebelliese mag sit en 'n rebelliese gees sit nie, maar wat sê, Here, spreek my God. Amen. Ek diens maak en diens my sielluister. Sien my dat die woord bedien, Here, dryf my deur u gees. Here, soos u dit vir my gegee het, dat ek dit ook vanmôre so sal uitgee in Jesus naam. Amen. Amen. Die sleutel van geestelike herlewing. Nou broer en suster, die medegelowiges sal vanmôre vir jou sê, pastoor, en ek glo almal wat in hierdie vergadering is, sal dit sê, pastoor, ek lees die Bybel. Pastoor, ek memoriseer ook skrifte. Party sal wat sê, pastoor, ek bely ook hierdie skrifte wat ek gememoriseer het. En die meeste sal ook vir jou sê, pastoor, ek doen ook Bybelstudie, ek doen ook huisgodsdiens. Ek hou ook stilte tyd. Al die dinge is mooi. Al die dinge is kosbaar, maar nogtans, broer en suster, er staan so baie kinders van God wat nie in oorwinning is nie. Amen. Er staan nog so baie kinders van God wat nie 'n geestelike deurbraak ontvang het nie. Er staan nog so baie kinders van God wat nog nie by sy totale herlewing en oorvloed uitgekom het nie. Soos wat Johannes 10 vers 10 sê, dat ek het gekom, dat jy lewe en oorvloed van lewe. Amen. Daar is nog so baie kinders van God wat vanmôre nog nie 'n geestelike deurbraak en herlewing ondervind het nie. Dis hartseer. Want dit wat God vir jou en my in gedagte het, is absoluut herlewing. Is absoluut voorspoed. Is absoluut blessings in die troonsale van God. En ek wonder vanmôre, maar my God, waar lê die probleem? Jy hoor dikwels mense kom en hulle sê, pastoor, waar lê die fout? Hoekom? Kan ek dan nie deurbraak? Hoekom is ek dan nie in oorwinning nie? Hoekom sit ek vanmôre in hierdie probleem? Waar lê die fout? Wat is vanmôre die probleem? Ek wil dit graag vanmôre
identifiseer. En weet jy, 90% van hierdie kerk se probleem is dat ek van nou gaan identifiseer. Ek wil graag vanmôre so 'n bietjie praat oor kennis. En ek wil kennis opbreek in 3 dele. Wat vanmôre vir jou en my op hierdie pad baie belangrik gaan wees. Baie noodsaaklik gaan wees. En ek wil hê jy moet vanmôre mooi hoor wat die Gees van God vir jou wil sê. En die eerste opbreking, ek wil met die praat oor intellektuele kennis. Kopverstand. Alles wat jy uitwerk tot by die kop. En baie kennis van God het net by intellektuele kennis uitgekom. En dit vind ons, dis baie nodig hoor, jy het daardie kennis nodig. Jy moet verstand hê om te kan dink. Maar daardie kennis, as jy net daar bly, luister wat sê die woord van God, vers 19. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is en by wie op rotsagtige plekke gesaai is. Dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem, maar hy het geen wortel in hom nie. Hy is net vir 'n tyd en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. En by wie dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word oorvloedig. Hierdie mense kom nie by geestelike herlewing uit nie. Baie van hierdie mense beleef nie hierdie totale oorvloed van seëninge wat in God se troonsale is nie. Hierdie mense, omdat hulle dit net in die kop wil uitwerk, is mense wat nie wortels skiet nie. Dis mense, man en vroue, wat op rotsagtige plekke hulle gesaai het. Die son verteerde. Hierdie mense is manne en vroue wat tussen bosse en struike en dorings gesaai het. Weet jy wat beteken dit? Dat ons raak so besig met ander dinge, dat die ander dinge, die dinge van God verstik, verblind, tot daar by jou nie meer 'n begeerte na God is. Weet jy, baie mense vanmôre is nie hier nie, omdat hulle parties het. Weet jy dat baie mense is vanmôre nie hier nie, omdat hulle 'n bietjie moeg is. Weet jy, baie mense is nie vanmôre in die huis van die Here nie, omdat daar nie meer vanmôre 'n lus en 'n ywer is nie. Want weet jy wat? Dat hierdie saak het nog nie realiteit gegaan nie. Dis nog net in die intellek, in die verstand, in die gedagtes. Weet jy dat baie mense vanmôre, baie kinders van God, as jy om iets praat, dan sê hy, pastoor, ek wil eers so 'n bietjie gaan dink daaroor. Dan sê hy later, dis sommer nonsens. Ja, dis waar. Ek sien mense hier op die mat, hulle hulle oor en hulle onmiddellik neem hulle 'n besluit. Hulle verander en jy sê, o, dankie my God, nog 'n siel wat bekeer. Môre word hy wakker en hy vergeet van gister. Ja. By die intellek, die bosse, die dorings, het jy die gevoel versak. Ja. Het jy die gevoel doodgemaak en mense te God het het my baie tydelik gemaak en jy moet vanmôre hoor wat God met u wil praat. Ek kan u nie hemel toe vat nie. Dis waar. U gaan self besluit. Dis waar. Amen. En broers is dit, ek moet vanmôre vir sê met my nou hoor, as jy net af en toe kerk toe kom, het dit nog nie in jou hart uit ingekom nie, nog net hier. In jou kop. Dis die intellektuele kennis.
En dan die tweede been is die openbaringskennis. Jy moet vanmôre die intellektuele kennis kry. Weet jy wat gebeur dan omdat jy ywerig is en jy wil? Dan kom die Gees van God en hy stuur hierdie kennis wat jy hier opgedoen het in jou intellek hier, in jou brein, in jou gedagtes hier, in jou verstand. Kom die Heilige Gees en hy stuur die sein na jou hart. Die krag van God openbaar dit en dit word lewe in jou hart. En die oomblik wanneer dit in jou hart is, dan verstaan jy. Die intellek hoor en die hart verstaan. Soos dit duidelik, jy moet vanmôre hoor, so jy die verstand en die gaan jy nie hoor nie, so jy moet hierdie bene hê van kennis. Jy moet hoor. En wanneer die sein van die Heilige Gees het hart toestuur, dan moet jy verstaan. Dan moet jy verstaan. Baie noodsaaklik. Jy moet die woord begryp, jy moet dit verstaan. En dan die derde ene is toepasbare kennis. Toepasbare kennis. Weet jy dat baie kinders van God in hierdie gemeente het ook net by openbaringskennis uitgekom? Ek het baie openbarings. Ek het baie drome. Maar wanneer dit by toepasbare kennis kom, dan sien jy hierdie openbare kennis nie. Want dit kos moeite. Dit kos tyd. Dit kos toewyding. Ek praat baie, maar ek doen my. Dit is 'n groot probleem in die kerk. Mense het baie idees, baie gedagtes. Maar wanneer jy sê, broer, hardloop voor, of suster, hardloop voor, na die tyd verby is, dan sê hy, ek het nie eintlik daarby uitgekom, of die laaste dag of 2, as het kop onderste bo. En weet jy wat, hierdie mense het so besig geraak met die tydelike. Hierdie mense het so besig geraak met ander dinge, dat die bosse het hulle verskroei, verstik, verteer. Kijk, dit is 'n probleem vanmôre. Maar die toepasbare kennis, Mattheus 13 vers 23. En met wie op goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord intellektueel gehoor het. Dis hy wat die woord verstaan, openbaringskennis, en dan ook vrug dra en oplewer toepasbare kennis. Ek hoor, ek verstaan, ek pas dit toe. Broer, suster, as jy nie vanmôre God se woord in jou lewe toepas nie, gaan jy nooit by die volheid. Amen. Van God. Jy gaan nooit in die volle seën van die Here deel nie. Luister wat sê. Hy sê, hy wat die woord hoor, intellektuele kennis. Hy wat die woord verstaan, openbaringskennis. Hy wat die woord doen, toepasbare kennis. Dan dra hy ook vrug. En hy lewer 100, 60 en 30 vrug. Amen. Net intellektuele kennis. Net openbaringskennis. Dra geen vrug nie. Amen. Met ander woorde, so 'n kind van die Here is vrugteloos. Vrugteloos. Kerk is vol vrugtelose bome vanmôre. God soek vrug. Toe God by die vyeboom kom en hy vind die vrug nie, toe sê hy vir die tuinier, kap hierdie bome. Amen. Toe hy by die vyeboom kom, terwyl dit
vrye tyd was en dan nie vrug is wat vir hom daardie tyd 'n oes kan lewer nie. Toe sê hy, van hierdie dag af sal daar nooit weer iemand van jou boom eet nie. En die boom is verdeel. Luister wat skryf in Matteus 7:25. Toe hy praat oor die verstandige man, verstandige vrou wat sy huis bou. En hy antwoord so mooi hier in vers 25, Matteus 7 vers 24. Hy sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister, dis nou hierdie gelykenis, wat aan luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op 'n rots gebou het. Vers 25, en die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie. Ja, amen. Want sy fundament was op die rots. Sy huis het nie geval nie. Amen. Want sy fundament was op die rots. Maar vers 24 sê, hy wat na my woorde geluister het hier deur die intellek, en hy wat het verstaan Ja. in die hart, en hy wat het doen, was te doen. Sy huis sal nie val. Sy fundamente sal nie geruk en gestik word. Amen. Hoekom tuimel huise? Hoekom wankel fundamente? Hoekom soveel ellendes? Soveel hartseer? Soveel probleme, soveel druk? Omdat ons dit maar net wil beredeneer. En wanneer ons sê, die Bybel sê, maak so, dan sê ons, nee, ek het nie tyd nie. Ek is nie beskikbaar nie. Ek sien nie kans nie. En weet jy wat, jy kom nie by jou geestelike lewe uit. Ja. Amen. Jy kom nie by jou geestelike herlewing uit. Broer, suster, ek wil vanmôre vir u iets sê omtrent toepasbare kennis. Toepasbare kennis beteken vanmôre vir jou iets. Dis nie sommer net mahala nie. Dit bring vir jou iets. Dit gee vir jou oorwinning. Amen. As jy die woord toepas in jou lewe, vind jy oorwinning. Weet jy, ek het al so telke male in my eie lewe ervaar. Ek het so telke male gesien, gehoor by mense, dat as God iets sê en hulle doen het, dan kom hulle terug, dan pluk hulle die vrugte. Dan sê hulle, ek dank God vir uitkomste. Ek dank God vir antwoorde. Dit gee oorwinning vir jou en my. Vers 23. Die oorwinning hier is, daar is 'n oes. Dis 130, 60 voude. Kom hier in Matteus 7:24 en 25. Waar hy gesê het, as jy gaan hoor en jy gaan doen, sal jou huis in tye van storms, in tye van beproewings, jou huis sal nie wankel. Jou huis sal nie tuimel nie, want jy staan vas op die rots, Jesus Christus. Amen. Toepasbare kennis bring vir jou oorvloed. Ek dank God vir oorvloed. Maar weet jy dat baie kinders van God het nie vanmôre oorvloed nie? Oorvloed, Lukas 5 vers 4. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, dis hier met die groot visvangs, vaar uit na die diep water en laat jou net sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek dit doen. Amen. Die hele nag, ons kan nie sê, Here, wat weet nie van die see af, ons was daar die hele nag niks gevang nie, maar op u woord gaan ek toepasbare kennis uitoefen
En ek gaan dit doen. En ek doen dit. Op die woord gaan ek dit doen. En toe hulle dit gedoen het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. En daarop wink hulle vir hulle maats in die skei om hulle te kom help en hulle het gekom en albei die skei te vol gemaak sodat hulle amper gesink het. Kerk van God, daar is vanmôre vir jou nog. Daar is vanmôre nog vir jou oorwinning vanmôre. Halleluja. Maar jy moet vanmôre nie vashou by die eerste kennis, by die tweede, maar jy moet vanmôre sê, Here, ek wil weer stap en ek wil dit toepas op my eie lewe. Amen. Toepasbare kennis bring vanmôre seëninge. Amen. Deuteronomium 28 vers 1. As jy dan goed luister na my stem, goed luister, dis intrek van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Vers 2, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. As jy gaan hoor en jy gaan doen, sal al die seëninge wat hulle daar noem, sal oor jou kom en dit sal jou inhaal. Nie jy vir hulle nie, seëninge haal jou in. Amen. As jy luister na die stem van die Here Yes, amen. jou God. Toepasbare kennis bring voorspoed. Deuteronomium 29 vers 9. Onderhou dan die woorde van hierdie verbond en volbring dit sodat julle voorspoedig kan uitvoer alles wat julle doen. Dit bring vir jou voorspoed, dat alles wat jy doen voorspoedig sal wees. Dit bring ook vir jou sukses. Josua 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan handel en volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Hier kom die sukses. En dan sal jy met goeie gevolg handel. Amen. Ek dank God vanmôre. Jy sal met goeie gevolg handel. Met ander woorde, dit wat jy doen, daar sal sukses op wees. En weet die toepasbare kennis bring ook vanmôre geluk in jou en my lewe. Jakobus 1:23, iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie. Dis nou die man wat nou hier as die pad en hier in bosse en op rotsagtige plekke gesaai het. Met ander woorde, hy die woord aanhoor, hy hoor die woord en nooit doen wat dit sê nie, hy hoor nie. Is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Ons hoor baie keer hier in die kerk, dis so diep as ons buitekant gaan. Dis waarom Jakobus sê, word nie net howers nie, maar word daders van die woord. Amen. Met ander woorde, Jakobus het geweet dat ek moet by die toepasbaarheid daarvan uitkom. Hy sê, het dan dadelik vergeet hoe dit gelyk het. Vers 25. Maar iemand wat hom verdiep, dis nou hierdie ouer by die toepasbare kennis uitgekom het, maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy gehoor het nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in dit wat hy doen. Amen. Broers, is dit nie dat die toepasbare kennis is die man en vrou wat sy akker skoonmaak, die klippe, die dorings, die rotse verwyder, ploeg. Hy pas hierdie saaiers gelykenis toe in sy eie lewe. Hy maak dit skoon. En wanneer die saaiers kom in die saad saak,
dan val die grond, die saad, in vrugbare grond. Daar's nie iets wat die groei en die sukses van hierdie opbrengs kan kerk. Soos dit vanmôre met jou en met my as kind van die Here. Die sleutel vanmôre vir jou en my geestelike herlewing is die toepassing van die woord. Is die doen van die woord en die lewe van die woord. Hoor jy wat ek sê? Jy moet die woord moet jy in jou lewe toepas. Dan dit wat daarin geskrywe staan moet jy doen. En nie net doen nie, maar jy moet dit ook lewe. Ja, Ek het al mense gehoor wat preek, hulle preek die hoofstukke so ter op, ek lees dit so uit, ek dink, maar hierdie ou het 'n geweldige groot intellek, hy's absoluut 'n groot verstand. Ek dink altyd myne so preek nie. Maar wanneer jy by die doelsaak kom, en die leefsaak kom, dan wonder jy, Here, ek doen eerder en ek lewe eerder, as wat ek dit in my kop ken. Amen. Maar jy moet vanmôre hierdie woord vat. En as jy by geestelike herlewing wil uitkom, moet jy sê, my God, elke letter, elke woord, elke noot aan hierdie woord, elke hoofstuk, elke vers, elke lyn, ek wil dit vanmôre in my lewe toepas. Ek wil dit doen, Here. Ek wil dit lewe, Here. En kerk, geestelike herlewing sal in brandpan uitbars. Amen. Geestelike herlewing sal in die kerk uitbars, sal in jou huis uitbars, sal in jou kinders uitbars. Mag God ons vanmôre help dat ek en u by geestelike herlewing sal kom. Dat ek nie vanmôre hier sal uitstap en sal dink, Here, ek het baie redenasie. Daar's dinge, apostels het verskil, evangelies het verskil, en mense moet dit op ander maniere sien as wat ander mense dit sien. Maar weet jy, my gees en jou gees is saam met God se gees getuig. Dat die saak waaroor ons besig is God se saak. Amen. Hier is nie 'n kerksaak, dit is God se saak. God wil hê, jy moet vanmôre 'n geestelike herlewing uitkom. So kom ons, pas die woord vanmôre toe. In ons lewe. Amen. Moenie jy uitstap en vanmôre sê, die Here dan maak met Janie gepraat en ons Sunny gepraat. Ja, nee, hulle wil aan my kyk, ek weet nie wat hulle vergeet hulle. Kyk hoe jy vanmôre in jou lewe. Amen. En weet jy wat is 2, 3 en 10, en nie wat vanmôre in die vergadering is en toepas, sal ons gaan van krag tot krag. prys die Here. Van oorwinning tot oorwinning. Van herlewing tot herlewing. Mag God sy woord sê. Amen. Amen. Broers en susters, ek het maar gedink soos die Here vir my gegee. Ek het eintlik daar in die binnekamer daar, in die bidkamer, ek het eintlik ja, het gevoel om so gaan deurstoot. As ek dalk môre in die parlement. Soos jy my nie môre in die parlement sien, weet jy, ek het toets gedop. Maar mense, hierdie woord is net so vir my. Want die swaard is besnyde. En ons moet daagliks, dis waarom Romeine 12:1 sê, dat ons moet ons denke vernuwe. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word vernuwe. Word vernuwe in ons gemoed. Hoe gaan dit weg? Maar word vernuwe. Dit bietjie bedwaal aan ons gemoed. Mag God ons vanmôre help. Dat ons vanmôre dit net nie bo sal hou nie, maar sal sê, Here, in my hart. Dat ek dit sal verstaan. En weet jy, as iemand met jou praat, dan kom jy onmiddellik agter, want jy kry baie kans wat is vandag. Maar as iemand met jou praat, en jy raak bevoer,
dan kom jy agter maar hierdie saak kom in die tyd. Is waar. Amen. En jy medelee, jy het gevoel. Amen. Jy het gevoel. Ons as kinders van God, van ons oor die dinge van die Here vra, moet dit hier in die binneste kom. Amen. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Die wêreld kan nie verstaan nie. Hoekom is ek so bly? Amen. Want dit borrel, borrel, borrel in my. En weet jy wat dit eers hier borrel? Dan doen jy dit, jy leef dit. Amen. God bless. Amen. Prys die Here. Ek wil nog vir julle gelees het in die boodskap. Jy het daar se Afrikaanse Bybel. En jy daar weet kom. Ons gaan die laaste woordjie sing. Hy bestraf die wind en storms. Hy het op die see geloop. Hy noem my naam toe ek so diep in sonde was. Jesus, die man van God. Die seun van God. Prys die Here. Net die sitplekke neem. Baie dankie vir die offergawe, bydraes, mag die Here u ryklik seën. Ons nooi u ook uit vanaand na wonderlike jeugdiens. Wat aangebied gaan word deur die jeug. Jy moet dit nie mis nie hoor. Spesiale prediker, evangelis Juan Klaasen. Vanaand bedien. Nou prys die Here. Die Here het vir hom gesê, hy gaan die stokkies by my oorvat. Nou, hy het gesê, dat lewe nooit. Want hy is 'n siviele ingenieur. En nou ja, wie wil van daar na hierna toe? Prys die Here, maar dit is die beste werk wat ek doen. Maar mag die Here die jeug vanaand seën, mag die Here hom seën. Ek het hom aan die diep water. Nou, dis al waar die liedjie vandaan kom, swem jy aan die swem. So, jy gaan nooit weet of jy kan swem nie. Glo vir by 'n man wat nie kan swem nie, swem as hy in diep water is. Of jy nou dan water trap of wat jy maak, jy gaan bo kan bly. Nou, kom ons ondersteun hom vanaand, ons bid saam met hom dat die Here hom gaan seën, dat die Here die jeug gaan seën, dit wat hulle vanaand gaan doen, dat die Here vir hulle sal aanneem met besonderse krag. So, jy moet opgewonde vanaand kom na die huis van die Here. Is jy opgewonde? Prys die Here. Ons gaan dan nou vir Ronnie kansie gee om net vir ons ietsie net sê, en daarna gaan ons vir Herman vra om vir ons hierdie diens af te sluit met gebed. Prys die Here, Ronnie. Amen. Dankie, broer Fanny. Broers en susters, vriende. Ek wil net gou met u gesels oor die Golfdag. Ons het
Jy weet ons is nie mense wat geld preek nie. Ek glo daaraan dat ek nie in die huis van die Here met hierdie dinge kom nie, maar God het nodig dat ons moet sy werk ondersteun. Nou, die gemeente kan net soveel doen, maar ons moet buite gaan en ons moet die mense van buite betrokke maak in God se werk, sowel as om by God se koninkryk te belê. Nou die Here het hierdie golfdag al verlede jaar op my hart gelê en dit was 'n reuse sukses. Want wat God begin, gaan geen mens volbring nie. Maar God het mense nodig om dit te volbring. Amen. Nou broer en suster, ons werk al 'n ruime tyd aan hierdie golfdag en dit is 'n die storie. Die klipfooie is hier om die klip te huur vir die hele dag. En daar's baie dingetjies wat ons vir die golfspelers gee op daai dag. Jy weet, daar's geskenkies. Ek glo daaraan ons moet uitdeel om te ontvang. Jy moet kan gee om te ontvang. En dit gaan alles vir God se werk. As u kyk, u sal sien ons het met laas jaar se bydraes wat die Here vir ons gegee het ons hierdie pragtige saal herstel. Met daai ou geldjies wat die Here voorsien het. So dit gaan alles weer terug in God se werk in. Nou ons het nou die 10de September is die dag wat ons geskryf het. Maar ek het die week het ek met Suster Lenet gepraat, want Suster Lenet het gesê sy sal maar met die ding hardloop, want my tyd is beperk en ek wil sê ek wil nie dit doen nie, maar my tyd is beperk om alles in te sit, maar ek wil hê dit moet 'n sukses wees. En ons het op hierdie stadium het ons bevestig 10 vuurballe. Nou 10 vuurballe is maar R20,000. R2,000 per vuurbal. Ek daaruit betaal ons gee ons aan die lokete. Is R2,000 R2,000, ja. Per vuurbal, soos R500 per sweer. So dit is, die klipfooie is R7,500. Nou as jy al die fooie, al die uitgawes aftrek van die inkomste, dan lyk dit nie baie goed nie. En ek het in hierdie week het ek gedink, sal ons die golfdag uitstel of aanstoot of hoe gaan ons met hierdie ding te werk? Tot dusver en ek wil dit vir u noem, ek weet nie van een bydrae wat uit die gemeente uitgekom het tot dusver. En ek is disappointed. Want dit gaan oor God se werk. Ons werk almal saam. Ek wil niemand benadeel nie, maar ek voel ons is 'n gemeente, ons moet saam staan. Ons moet saam staan om God se werk te bevorder. Nou, die beroep van môre is op die gemeente. Wil u betrokke raak by God se werk? Wil u betrokke raak by die golfdag? Dan kan u agterbly. Ons sal dit waardeer. Ons het hulp is nodig. Verlede jaar het ons baie goeie hulp gekry, maar hierdie jaar werk my vrou so, ek staan maar alleen. Ek saam met die ander vrouens sê, my organizer is nie daar nie. My meisiekind het universiteitsverpligtinge. So my linker en my regterhand is nie daar nie. Nou, ek is bevrees ek gaan val as ek nie hulp kry nie. En ek doen dit aan die vanmôre. Ek is moeilik, broer en suster, ons het een geword. Die Here het al by my sy gesit. Maar ek wil vanmôre ons het water nodig om by die verskillende punte water uit te deel vir die golfers. Ons het bydrae nodig om miskien nog geskenkies aan te koop, golfballe aan te koop om vir hulle te gee. Ons het hulp nodig, want daardeur word God se werk bevorder. Daardeur, jy weet, ek luister, mense praat van golfdag, ek was nou die dag op 'n golfdag gewees. Die golffooie vir die dag, vir 'n vuurbal was R5,000. Hulle het by die R200,000 het hulle ingesamel vir daai golfdag, vir die kankervereniging.
Ek vra die vraag, is God se werk nie meer belangrik? Alles is belangrik. Ek glo daaraan, ondersteun die gemeente, die samelewing, ondersteun dit as mense wat swaar kry. Ons is in 'n resessie in hierdie land op hierdie stadium. Maar ek weet, by God is alles moontlik. Amen. By God is niks onmoontlik, want hy maak die onmoontlike, maak hy moontlik vir ons as sy kinders. En daarom wil ek dit by u vanmôre los. U kan my kontak, my naam is op die gemeentelys. Ek moet in hierdie week besluit maak, saam met die raad, die bestuursraad van die kerk, gaan ons dit aanskuif, of gaan ons dit die 10de September, dis oor 2 weke, op 'n Woensdag. Ek vra u samewerking en God sal u seën. Amen. Ek wil net gaan, dit wat ek graag ook met die komiteetjie wil bespreek het net hierna, want dit ons eventjies voor, dit gaan aan, 10 September, dis die datum. Ons kan dit nie uitstel nie, ons het al 'n paar handjies, geldjies ingekry van buitemense, so ons gaan nie uitstel nie, ons moet aangaan, dis wat ek nou sou gepraat het, so ons moet die golfdag aangaan, 10 September, ons soek die ondersteuning, Lenet het ook gesê, sy het soveel ingesit in hierdie dag al reeds, beplanning gedoen, so ons gaan nie uitstel nie, ons moet dit aangaan. Ons vra asseblief die ondersteuning, help ons, kom nou asseblief uit by toepasbare kennis, en Suster Elmarie, asseblief kom dan, en help jou man weer. Baie dankie broers, dankie vir julle hulp, dankie vir julle ondersteuning, dis 'n paar mense wat opgewonde is oor dit, so kom ons gaan nie hulle batterye pap maak nie, maar ons druk deur, ons vra net die hulp, dis al. As jy nie daar kan wees nie, ondersteun ons net. Geef ons 10.000 rand of wat ook al die Here wil. Baie dankie. Kom ons staan, Herman, sluit vir ons af. En dan wil ek ook net noem, dit sê al mense wat 'n bydraes gelewer vir die kerk die binnekant, die golfdag geldjies het nie gegaan vir hierdie vir die dag. Ons die dag vervang met daai geldjies. Dit was so 36.000 rand op die dag voor se vervang. Maar ons die Here baie dankbaar. Julle onthou die bakke, immers as dit begin te reën, as so 10 bakke wat hier rondhardloop, daai daar's verby. Prys die Here. Nou laat ons moet bakke om die seën van die Here te vang. Want ons is so besig om reënwater in die kerk op te vang dat die geestelike reën ons mis. Kry weer 'n werk mense, vra weer asseblief 'n FIFA sponsor hier. Hoor jy daar's baie golfers hoor. 500 rand per kop is niks te eet, daar's 'n hondjie, daar's geskenkies soos julle so pas gehoor het. Is alles daar by betrokke en julle sal ook 'n groot hondemannetjie sien op 'n kaartjie rondhardloop daar so. Dis net lekker. As jy vader sukses met my, ek tel haar op as baie. Mag die Here ryk sien. Ek is 'n vreemdeling vir my en ken my. Amen. Maar ek weet ek gaan Woensdag my man is nog. Ekskuus. Die derde vergrysips ja. Ek kom nie eers vergrysips ekskuus. Maar ek ken my. Ek kom Woensdag net met pensioen. Vergrysips met klein seun sit so met dat ja. Baie onderwys, baie goeie dag. En ek koop kruisies en pak my lorries vol. Ek kan staan by die touw. Kan staan. En iemand ons van agter. En ek druk my so op my skouder. En ek staan hierdie aan so. En er sit iets in my hand. Dit is wat gee en vir jou sal gegee. Amen. En ek staan so ruk, maar ek voel ek met my hand oopmaak en kyk wat ek is. Met my hand oopmaak, soos dan 200 rand. Ja, en ek kyk so, ek sê, maar waar is die persoon en hy staan daar? Ek sê, wie is jy? En hy hou papier so voor, dat ek nie moet sien wie hy is. Ek weet toch, nou nog nie, wie hy is, waar hy vandaan kom. En wat die my kleinsien weet wie en waar hy vandaan kom. Ek sê, ons staan net daar staan. En ek gaan by die seën van die Here op agter. Ek sê, mag die Here jou seën en groot vrede en vrede. Ja. So gee en die Here sal gee. Amen. 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 Ek wil net hierdie dingetjie sê. 'n Maand lank het iemand daar onder my boom gelê. Oor 'n maand lank.
En ek weet na dit ek het 2 mense hier en ek gaan soen toe my jy sê wil ek moet doen. Ek kon so dit meer sê water en dis in die straat. Ek sê wat eet jy? Ek sê ek eet net so eet. Hy lê in die koue, dis in die winter en verskriklike kou. Ja. En ek gaan dit eet. En hy staan en sê met baie dankie mag die Here. Amen. Ek ken hom van geen. Hy daar opgestaan en weet dat ek het ook verwag. Weet dat dan te wees op Prys die Here. Amen. Amen. Ek kan vir hulle sê, sedert 85, die voete van my was nooit op die dans staan. Amen. Mag die Here u ryklik seën, broer Herman vir ons vandag. Amen. Baie dankie vir die Vader vir ons vir die vergader die Here Jesus. Dankie vir jou ek kan Jesus help ons as mense Here Jesus. Ja, om dankie. uit te dien Here Jesus, nie net te hoor die Here Jesus, maar dit daar so doen Here baie van ons mense Here hoor maar doen nie die Here Jesus. Help ons om nie 'n ander persoon 'n trekblok te wees hier. Vir 'n ander persoon 'n geseënsel wees. Hulle kan sien die Here is in ons Jesus. Ons uit sal lewe by koning Here Jesus. Here ek sê vir u eers ook baie dankie dat u vir Suster Sonja aangenaam met kan. Wonderlik is daar genesing hier. Ons weet Here Jesus. Hier ek wil van naaste diens Jesus Roan Jesus. Ja, maar ook Jesus gee my die woordjies wat my bedien Jesus. Maak hom kalm Jesus. Hy is te bevrees. Maak hom kalm my koning Here Jesus. Hier is 'n behoefte waar elkeen van ons is nou huis toe gaan Jesus. As 'n veilig sal ry Jesus en vanaand weer veilig sal terugkom met koning. Hy sê weer dankie daarvoor my meester. Amen. 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 Here seën.